Welkom terug by die groot ontbyt. Ons het vanmôre die voorreg om te gesels met, ek sou sê, die ou wat die meeste van ons die meeste irriteer op TV. Want as jy hom sien, dan toer hy iewers waar ons wil wees. So, hy's hier, hy het tot in die ateljee getoer. Goeiemôre Gerry. Goeiemôre. Ja, maar iemand moet dit doen. Ek het gedog jy gesê ons sien dan eet hy, weet so. Dit beteken as dit eet jy reis maar. Gerry, dis so lekker om hier te hê vanmôre. Ek moet vir jou sê, ek droom en kwyl elke keer as ek jou program kyk. Dan doen ons dit reg, weet so. Dit is die hoop en dit is die idee dat dit vir jou so moet lekker wees en so lekker lyk dat die mooi van reis moet aan jou afsmeer en dit is die missie. Ja, moenie vir Jennifer te veel gaps gee nie, want Jennifer gaan vir jou vra wanneer kan sy saamkom. Ons wag vir daai oproep. O, wonderlik. Ek het juist ons hieroor gepraat. Los vir peer en kom saam. Baie Daar's vir jou dankie, nuwe Gerry, wêreld ek's wat daar wag. hierso op tablet neer. Ek gaan. Gerry, kom ons praat 'n bietjie oor 'n nuwe leef jou reis opkyk Ja. net. 14 jaar, seisoen 14 genigtig, weet 14 al. al 7 kontinente gedoen, weet so ons soek nuwe bestemmings uit wat ons reg gekry het ook elke keer. So ja, 14 jaar plekke van Roemenië af, ou gunstelinge plekke waar ek na skool gewerk het. Weet almal was mos in Londen of sekuriteit of jy het gaan konstruksiewerk doen. Weet daai roete weer gaan stap. Sjoe, op die Theemsrivier gegaan. Japan, weet dit gaan opsoek. Weet soos dit 'n klomp nuwe plekke my af. Seisoen 14, 'n magdom nuwe bestemmings en kultuurervarings wat ons vir mense wys. Hoe beplan jy dit? Dink jy al klaar aan volgende jaar en plekke wat jy wil sien? Ja, my lys is te lank, jy weet, so ek weet nie hoe lank ons dit nog gaan doen nie, maar die lys is ontsaglik lank. So die bestemmings, weet daar's soveel mooi in die wêreld en soveel kultuur. Dis juist ons ding is kultuur, so onder die land en sy vel en sy mense inklim. Ja. Daar's nog massas en massas dinge wat ons vir die mense moet en wil wys, ja. As jy terugkyk na die 14 seisoene, wat is van daai hoogtepunte oor al die seisoene vir jou? Sjoe, seker om letterlik die bloed deur jou are te kan voel vloei en te kan hoor vloei in Antarktika. Weet dit was om daai gevriesde kontinent wat 97% van die land is vasteland is onder ys het. So dit was besonders om jou deur oop te maak. Jy hoor net ewe skielik jou kajuit se deur. Jy hoor net en kyk wat is dit? En is 'n humpback whale wat hier verby jou gaan. Jy weet, so daar was 'n magdom goed. Hierdie reeks ook, die Noord-Kaap, dis in Noorwe. Dis waar die kontinent van Europa letterlik in die oseaan in die stop. Weet as jy eentjie verder aangaan is dit die Noordpool. Daai gevriesde landskap ook. So as jy dramaties en stil ook, weet die see lê daaronder, net verder lê die Noordpool. Daai tipe van goed is ongelooflik. Ja, daar was te veel oomblikke om op te doen, maar weet daai is spesifieke, soos nou in Japan by 'n vuurritueel, van die 800 jaar ouer ritueel waar ons die kans gehad het om daar te gaan besoek aflê waar hulle destyds 800 jaar gelede het hulle vir die gode vuur gemaak om vir hulle die pad te wys, om vir hulle lig te maak om hierdie dorp, hierdie nedersetting te kom beskerm. En ons het binne in daai goed beland en dit is hoendervleis oomblikke, weet so. Ja, dit is wat my maak tik en om dit te deel met die mense. Soos jy sê, soveel kultuur, tradisie en ja, oorlewering. Ja. As 'n mens 'n reisiger is, wat maak 'n goeie reisiger? Want 'n mens kan nou sê, ek het nou al saam met mense getoer, dan dink ek, wie wat, jy moes maar eintlik by die huis gebly het, want niks is vir jou lekker nie, en die wêreld is vir jou kwaad. Ja. Dis die groot ding, weet jy moet die passie, weet mense sê altyd music was my first love, travel was my passion, weet so ek het al van 'n jong ouderdom af al gereis, weet so dis nie 'n ding dis 'n ding wat in jou geïnvesteer is, weet ek is aanhou as flieks kyk ek travel documentaries en ek lees reisboeke en daai tipe van goed. So dis absoluut passie en dan nuuskierigheid ook. Hierdie lang neus, weet dit kom nie van niks af nie, weet jy's nuuskierig, jy wil daar afdraai paaie vat. En jy wil letterlik ek wil vanaand in die local kroeg sit. Saam met 'n ou oom en sy stories hoor en wat gaan sy lewe aan en wat gaan in hierdie dorpie aan. Daai afdraaipaai te vat en om saam met die locals te kuier, saam met hulle aan tafel, saam met hulle brood te breek. En dis wat jou 'n reisiger maak en nie 'n toerist maak nie, om die anders die ware land en sy ware kultuur en sy ware mense en sy stories te gaan opsoek. Watse uitdagings is daar as jy so 'n reeks vervilm? Want daar moet wees, want jy gaan van een kontinent na 'n ander kontinent letterlik. Wat is van daai uitdagings wat mense nie altyd te besef nie? Geld. Ja,
Weet ons werk ons maar met die rand, dit is ontsaglik duur weet om te gaan. As dit nie vir my kontakte baie keer in die reisbedryf was nie, weet soos baie van die goed nie met die kykers kon gedeel, dit was eenvoudig net te duur en goed in die logistiek. So jy is baie op die pad, jy weet, so ons werk ontsaglik hard. Dit vat ons omtrent so 'n week om een episode van Leef jou reis te verfilm. Dit partykeer vat dit jou 4 dae, 5 dae om net daar te kom. Ons het verlede jaar het ons na die vleermuismigrasie in Zambië toe gegaan. Nou ja, dit is 5 dae net om daar te kom, 5 dae terug. Weet so dis 10 dae vir 1 of 2 episodes. Nou moet jy nog 'n week daar spandeer om die inhoud te kry. Weet so logistiek is nogal 'n probleem. En jy uit jou gemaksone uit, weet so jy is weet ek is regisseur, ek dra dis die tweede kameraman, doen klank, ek ry die voertuig, jy weet, ek bied aan, so jy is all in one, so jy is emosioneel gedreineer na so, want jy wil net, jy wil die mooiste program denkbaar vir die mense. Die mense dink jy het gerus in die wêreld gesien, maar jy het jouself flou gewerk. Jou vakansie, jy is verwoes daar. Maar dit is nog steeds van die lekkere, en dit kom van self van 'n passie, weet so, jy is maar baie op die pad, weet, en dis nie vir elke, it's not everybody's job. Die lekker ding van Leef jou reis is, dit is vir my so 'n kombinasie tussen 'n reisdokumentêr en 'n reisjoernaal. Daar's 'n middeweg amper. Dis nie asof jy net vlog in 'n kamera in nie. Dis ook nie net asof jy 'n week en 5 weke spandeer op 'n plek om net die regte kyk van 'n leeu se kop te kry, die kant toe nie. Dit is aan die gang, dis lewendig, dis besig, maar dis ook reëel soos wat jy daar is. Dis die een ding, daar sal baie keer 'n skit op 'n kamera wees, want dit is wat dit is, weet, want dit is 'n reisdokumentary, soos jy sê ook, maar as jy die program gekyk het, moet jy ook weet presies wat om in daai bestemming te gaan doen en te gaan sien, plus nog die X-factor, plus nog 'n paar verrassings, goed wat jy nooit geweet het nie, waarom is die ouens verras, wat al vir jare daar bly, wat selfs, ons het nie eens geweet, dat dit die is nie, weet, so daai tipe van goed. Ons het ook nie 'n skrip nie, by Leef jou reis, weet, so daar's niks voor die tyd beplan, of iemand wat 'n bordjie klap en sê take 1 of take 2, of dit is wat jy moet sê, dit kom alles uit die hart uit. Jy het seker 'n plat wat jy wil skiet en wat jy wil sien. Ja, ons weet waartoe ons gaan ensovoorts, maar daar sê ek, okay, sjoe, maar daai is mooi, kom ons doen dit, of hier gebeur dalk iets, hier spring dalk 'n leeu uit 'n bos uit, weet, kom ons kry dit, weet, of wat ook al. Ons het 3 jaar het ons geleentheid gehad om in King Charles se huis te bly in Roemenië. En dit was glad nie beplan geweest nie, goed, weet, en ek het nie die kans aangegryp via kontakte. Ek het gesê, nee, ek wil in die ou King se kooi loop lê en kyk waar lê Camilla, bring dit, weet. So daai tipe van goed. Dis die afdraai paaie, weet, lost the road but found the path, met daai tipe van goed. Jy sien lost the road but found the path. Dis daai diepe soeke na, is reis nie maar 'n manier wat ons almal ons fisies reis heen en weer, maar dit gaan eintlik maar oor die binnekant. Ja, kyk, as dit jou nie 'n beter mens maak, as jy terugkom van 'n reis, of terwyl jy daar is nie, dan moet jy retrospeksie doen en kyk, weet, want dit is jou beste, ek sê baie, dit is jou beste verjongingskuur, dit maak jou jonk, dit hou jy 'n antidepressant. Jy is heeltyd gestimuleer met goed, weet, so, dit haal jou oogklap af, jy kyk anders na die wêreld, weet, so dit moet van jou beter en 'n lekkerder mens maak as jy terugkom. Gerrie, wonderlik. Wanneer is Leef jou reis nou op kyk nie? Elke Saterdag aand net na die 7uur nuus, dan sal Sondags daar om 2 die middag is daar herhalings en dan nog 1 of 2 of 3 herhalings en goed, maar Saterdag aande net na die nuus, so hulle moet nie die rugby kyk, julle moet Leef jou reis kyk. Ek seker lus al. Baie dankie jy draai gemaak het om kom reis tot in die ateljee vanmôre. Baie dankie, dit was lekker en mag die mense die mooi van reis net aan die mense afsmeer. Nice. Absoluut lekker. Die 14de seisoen van Leef jou reis, Saterdag aande na die nuus op kyk net. As jy vir die Sharks skree, dan kan jy maar eerder daai game mis en dan Leef jou reis kyk. Dankie. Ons is nou weer terug en dan gesels ons verder oor julle sosiale media terugvoer. Ons nou ons weer gevra, wat 'n professionele atleet wil jy wees? Ons praat nou daaroor.